Goeiemôre van my kant af, is lekker om almal hier te hê. Ek gaan vanoggend vir julle die autentieke evangelie met julle deel. Maar dit is so lekker om vanoggend saam te kuier net rondom die woord en in te delf in dit. En dis daai tyd van die jaar wat ons 'n bietjie ons fokus skuif. En nie meer begin droom oor wat nog voor lê nie. Van julle, as jy nuwejaarsvoornemens gehad het en dit nog nie gebeur nie, maak maar vrede daarmee, kry vir nuwe een vir volgende jaar. Dis nou klaar. Maar ons wil begin opbou na waarvoor sê ons vir die Here dankie. En dis deel van hierdie reeks. En ons noem hierdie reeks Bloodlines. En ek gaan nou vir julle sê, hoekom noem ons dit so? Maar so hierdie afgelope week, eintlik die laaste 2 weke, ek dink was verlede week, gaan ek verkeersdepartement toe om my lisensie te hernie. En ek kom toe nou daar, jy weet, nou doen ek al die goedjies en ek gaan sit toe in die booth en terwyl ek daar sit, jy weet, is dit nou om al die goedjies reg te merk en al die goedjies reg te doen en die volgende oomblik moet ek gaan vir die oogtoets. En die vroutjie help my toe nou mooi reg, sy verduidelik vir my, sy sit jou kop daar, asof ek dit nog nooit gedoen het nie. En so is ek baie confident. Ek haal my bril af en ek kyk so daar vas en sy sê, meneer, jy moet hierdie joystick gebruik en ek sê van, nee, ek is reg, ek ken nie al hierdie ding, ek het hom al gedoen. En ek kyk so en so 10 sekondes later sê sy vir my, sir, the test already started. Ek sê, jy praat nonsens, man. Sy sê, sir, the test started. Ek sê, nee, dit het nog nie. En sy sê, sir, I think you should put on your glasses. Toe ek het opsit, sê ek, o ja, nee, kom ons begin. Kan ons van oor af begin? Jy sien, dis hoe die lewe werk, want ons praat oor, nou ek wil nie my ouderdom weggooi nie, maar dit is nie te doen met ouderdom nie, dis maar net swak gene. So, maar hierdie bloodlines, hierdie frase bloodlines beteken 'n situasie waar jy onderskei tussen 2 verskillende dinge wat onduidelik of baie keer dubbelsinnig is. En dis waaroor dit gaan. Dit het te doen met ons geloofslewe, om regtig op 'n plek te kom wat jy dankbaar is deur goed, dankbaar in en dankbaar vir goed. En vir al hierdie omstandighede kan ons soms op 'n plek kom waar ons verstroebel raak met dit wat God se plan eintlik vir ons lewe is en ons raak so, ons blur so 'n bietjie ons lewe om te sien wat God vir ons gedoen het en wat God nog steeds vir ons gaan doen deur Jesus Christus. En dit is alles, kan baie keer 'n verkeerde persepsie of 'n verkeerde beeld vir ons skep oor wie God regtig is, want God is God wat meer wil doen vir ons as wat ek en jy kan dink of vra. En hy doen alles hierdie deur Jesus Christus en Paulus kom en dan skryf hy vir die kerk in Efese. Hy kom skryf hierdie dankbaarheidsgebed oor hulle wanneer hy hierdie brief vir hulle skryf, want sê hy die volgende in Efesiërs hoofstuk 1 vanaf vers 15 tot 18. Hy sê die volgende, hy sê die nuus dat julle in die Here Jesus glo en liefde aan God se mense bewys, maak dat ek nie ophou om God vir julle te dank nie. Is dit nie amazing nie? Dis soos hierdie video wat ons nou gekyk het. Dis eintlik so amazing wanneer 'n hoof of hoofde vir julle dankie sê vir wie Doxedayo is en wat Doxedayo mense doen in ons skole. Dis wat hy eintlik kom sê, ek hou aan julle dank. Ek dank God vir wie julle is. Ek dink aan julle in my gebede en vra dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie al die heerlikheid behoort, aan julle geestelike wysheid en insig sal gee, deurdat julle hom persoonlik ken. Hy sê, ek wil hê julle dan moet nie blurred lines wees nie, vaag lyne in jou lewe. Hy sê, ek wil hê julle moet verstaan dat ek bid vir hierdie wysheid. Mag God julle harte so verlig, dat julle sal insien watter wonderlike vooruitsig sy roeping inhou. En mag julle insien hoe 'n ryk heerlikheid dit is, dat God se eie mense vir hom as erfdeel verkry het. Dat ek en jy behoort aan God, punt. En hy wil ons hierdie wysheid gee. Hy bid hierdie wysheid oor ons lewe, maar hy sê eerste dankie vir God vir ons en sodat ons nou in dit kan leef. En so dankbaarheid is meer as net om dankie te sê. Dit is eintlik 'n houding van die hart om te erken wie die bron is, om te erken dat God my bron is van hierdie lewe. Jy sien, die houding wat ek en jy moet aanneem is nie 'n houding om te verdien, om goed te doen nie, maar dit is 'n verhouding om regtig dit net
dankbaarheid te kan ontvang. En ek hou van hoe die psalmdigter dit skryf. Hy sê die volgende in die Message parafrase, dan sê hy, enter with the password, help my. Hy sê, enter, ken jy daai liedjie, enter his gates with praise and thanksgiving in your heart. Nou sê hy, enter with the password, thank you. Thank you. Make yourself at home. Take a talking praise. Thank Him. Worship Him. For God is sheer beauty. All generous in love. Loyal always and ever. Dis die God waarvoor ek en jy kan dankie sê. Hy kyk na jou. Hy sien om oor jou. En dankbaarheid is 'n woord wat dikwels gebruik word, maar nie altyd uitgeleef word nie. Jy sien, dankbaarheid, baie mense voel baie keer dankbaar oor seker goed, maar wanneer dit kom om dankbaarheid uit te leef, dan is dit 'n ander storie, want ons leef in 'n kultuur en 'n omgewing waar ons seker goed wil eis, of die Engels sê dit eintlik mooi, hy sê ons leef in 'n kultuur van entitlement, dat baie van ons dink, ja maar ek verdien beter, of ek verdien meer, en ek wil beter hê, en ek wil anders hê, en ek wil al hierdie goed, maar hoor wat sê die Bybel rakende dit, die skrif kom leer ons, hoe anders ons moet leef in Tessalonisense, wanneer hy sê, wees in alle omstandighede dankbaar, in alle omstandighede, of jy swaar kry of nie, of het goed gaan of nie, wees in alle omstandighede dankbaar, hy sê, want dit is wat God in Jesus Christus van julle verwag. Dis God se verwagting oor jou. 'n ander vertaling sê, dit is die wil van God in Here Jesus Christus. Het raak stil hier binne. Amen. Want dankbaarheid is nie net 'n reaksie op die seëninge wat ek ontvang nie. Dit is 'n erkenning van God se goedheid in Jesus Christus, selfs nog voordat ek die seëninge ontvang. Besef ek klaar, ek erken hom vir wie hy is. En ek wil jou vanoggend saam met my op 'n reis neem met 'n storie, 'n amazing storie, wat Jesus eintlik vir ons dankbaarheid kom openbaar en vir ons kom wys hoe amazing dankbaarheid eintlik is. En ek kyk na hierdie storie en speel af in Lukas hoofstuk 17, wanneer Jesus is op pad Jerusalem toe en Jesus ontmoet 10 malaatse mans. En so Lukas struktureer hierdie gedeelte vanaf hoofstuk 9 tot hoofstuk 19, struktureer hy hierdie gedagte as Jesus se laaste reis na Jerusalem toe. Hulle noem dit 'n pilgrimstog na sy kruisiging en sy opstanding. En hierdie reis is eintlik hierdie reis wat hy gaan is eintlik hier langs die grens van tussen twee dorpies, Samaria en Galilea. En Galilea, weet ons, was die Jode se omgewing. Dis daar in die noorde, die Jode se gebied. Samaria was hierdie streek wat bygewoon was deur Samaritane en daar was verskillende etniese groepe, gemeng godsdienstige groepe, maar hulle was verag deur die Jode. So jy kan al klaar hierdie spanning voel, net die feit dat Jesus hierdie pad gekies het en Jesus ontmoet 10 malaatse mans in Lukas 17, 'n tema wat eintlik genade vir ons kom oorstreek, en hy kom blur so 'n bietjie hoe mense baie keer dink oor wat dit moet veronderstel is om te wees, want hierdie malaatse ouens, wanneer hulle ontmoeting het met Jesus, dan kom wys hy wat genade eintlik is, wanneer ons praat oor geestelik en godsdienstige en etniese en sosiale groepe. Maar malaatsheid, weet ons, was eintlik 'n verskriklike ding, was hierdie velsiekte. Maar hierdie velsiekte het ingesluit dat volgens die gebruik van daai mense, as jy hierdie velsiekte gehad het, was jy eintlik ritueel onrein verklaar. So dit beteken, nie toegelaat om saam ander te aanbid soos wat ons vandag doen nie. Jy was dan in sosiaal, was jy geïsoleer. Dit beteken, jy het nie vriende gehad nie, mense, jy moes buite die kamp of buite die stad moes jy gaan bly het, jy was die outcast, niemand wil naby jou kom nie, hulle het dit gesien as 'n goddelike straf teenoor jou lewe, maar dan ook, moes jy uitroep baie keer, wanneer mense naby aan jou kom, moes jy uitroep, onheil, onheil, onheil. Julle weet waarvan praat ek, jy moes mense op 'n afstand groet, dis is 2020, onthou julle, ons het mekaar so gegroet. Dit was hierdie malaatse ouens. Hulle was klaar, een kan gesit. Maar dan kom Lukas 17 vanaf vers 12, wil ek vir julle hierdie gedeelte voorhou.
Dan lees hy die volgende, hy sê, net toe hy, Jesus, 'n sekere dorpie wou binnegaan, kom 10 malaatse mans hom tegemoet, maar hulle bly op 'n afstand en roep hard, Jesus, Here, ontferm U oor ons. En toe hy hulle sien, sê hy die volgende vir hulle, gaan wys julle vir die priester. Hy sê vir hulle, hy sê nie ontvang genesing, hy sê nie kom hier dat ek vir jou bid nie, hy sê nie gaan deur die bad van Bethesda nie, hy sê nie ontvang, hy sê niks van dit nie, hy sê gaan wys vir jouself voor die priester, gaan dat die priester kan kyk of jy genees is. En op pad soontoe sê die Bybel die volgende, op pad daarheen het hulle gesond geword. Amen. Dis eintlik amazing. Jy sien volgens die Ou Testamentiese wet en die Joodse gebruik, wanneer iemand malaats genesing beleef het, moes hulle na die priester toe gaan. Die priester het dan die persoonlike ondersoek gedoen, wanneer hy hulle naby gebring het en dan hy die ondersoek gebring en seker gemaak het hulle 'n sertifikaat gekry het van reinheid. Jy's nou rein verklaar. En wanneer hy op daai plek gekom het, want hy was die primêre ondersoeker van velsiekte, en wanneer hy sê hierdie persoon is nou gesond, dan is daar 'n ritueel waardeur hulle gegaan het, 'n reinigingsritueel. Hy verklaar hulle rein en daardeur verklaar hy hierdie reinheid volbaar hou en dan sê hy vir hulle, nou kan julle weer toegelaat word in die samelewing. Nou kan jy weer saam kuier, saam braai, saam aanbid, saam familie beleef. Maar dit is wanneer Jesus hierdie vir hulle sê. Hy sê, gaan wys vir die priester julleself. Gaan na die priester toe. Want Jesus doen eintlik ver meer as net dit wat die wet veronderstel is om te hê. Hy sê eintlik vir hulle, ek is bereid om die vervulling te bring waarvoor ek gekom het, transformerende krag in jou lewe. Ek gaan nie net die wet, die simboliese deel van die wet gehoorsaam nie, want die priester verklaar eintlik dat hierdie simbool wat ek kom doen wanneer jy by hom uitkom, hierdie ritueel waardeur jy gaan, dan sê hy eintlik vir jou, jy is nou gesond, jy kan al hierdie goed doen, maar eintlik sê hy, dis 'n geestelike herstel van geestelik en sosiaal. Jy kan weer terugkeer na jou familie toe, jy kan terugkeer na jou vriende toe, terugkeer na die tempel toe. So verstaan dit waarvoor hierdie mense gaan en wanneer die priester hierdie doen, is dit eintlik so amazing. Dis 'n beeld van wie Jesus Christus is en wat hy vir ons kom doen het. Hy het genesing vir ons geword. Die siekte van ons sonde het hy op homself gebring en herstel gebring, nie net in ons geestelike lewe nie, maar ook in ons verhoudingslewe en ander gelowiges. Dis amazing wat Efesiërs vir ons sê in hoofstuk 2 wanneer hy sê, maar nou in Jesus Christus het julle wat vroeër, wat was? Ver was. Wat op 'n afstand godsdienstige mense was, wat ver was. Hy sê, naby gebring deur wie? Deur die bloed van Jesus Christus. Jy sien, dis presies wat ek en jy vandag veronderstel is om te weet. Hierdie priesterskap van, gaan wys vir jou vir die priester wie jy is, gaan na die priester toe, sê hy eintlik, hy sê, hy verwys na Jesus Christus as ons hoëpriester. Hierdie nuwe verbond leer ons dat Jesus Christus nou ons hoëpriester is, en ons het hierdie jaar in die boek Hebreërs, het ons met julle daaroor gejourney. Alleen kan ons nie onsself rein verklaar nie, ons het 'n priester nodig, en ons is vergewe deur Jesus Christus. En dan sê Johannes 1 Johannes 1 vers 9, hy sê, as ons sonde bely, hy is getrou en regverdig om ons sondes te vergewe en ons van alle onreinigheid te reinig. So amazing. Terwyl hierdie malaatses na die aardse priester toe gegaan het, hoef ek en jy nie na 'n aardse priester toe te gaan om rein verklaar te word nie. Ek en jy kan outomaties na Jesus toe gaan, want geloof en gehoorsaamheid wag nie vir die bewys van genesing nie, want anders is dit nie geloof nie. Ons stap in na genesing, want in vers 14 was hulle nog nie genees toe Jesus vir hulle sê, gaan na die priester toe nie. Hulle het saam soontoe gegaan, en dit wys dan vir my dat gehoorsaamheid 'n geloof eintlik aktiveer. Wanneer ek gehoorsaam is, dan aktiveer dit my geloof om te gaan, en hulle het gegaan op grond van Jesus se woord. Hy het gesê, gaan, hy het nie gesê ontvang genesing nie, hy het nie gesê ontvang deurbraak nie, hy het nie gesê dit gaan goed gaan met jou nie, hy het gesê, gaan na die priester toe.
En voordat hulle die resultaat beleef het hulle gegaan. En genesing het daardeur gekom. Jy sien, ware geloof wag nie vir die bewys voor gehoorsaamheid nie. Maar ons is gelowige mense. En dikwels ontmoet hierdie wonderwerk ons eintlik in ons geloof journey. Op pad beleef ons dit. Maar hoor hierdie verder, hoor hierdie. Vers 15. En een van hulle, dis nou een van hierdie 10, toe hy sien dat hy gesond was, het omgedraai en God met 'n groot stem verheerlik, en hy het op sy aangesig neergeval by sy voete en hom gedank, en hy was 'n Samaritaan. Toe antwoord Jesus en sê, het 10 nie rein geword nie? Was daar nie, ek wil net seker maak, was daar nie 10 ouens wat ek ontmoet het by die dorpie nie? Was daar 1 of was daar 10? En ek kan net dink, hulle het geantwoord, nee Jesus, ons het gesien, daar was 10 ouens. Petrus, ja, ek wonder, hoekom kom net 1? En Jesus antwoord die volgende. Hy sê, of hy vra die volgende. En nou waar is die ander 9? Ek het vir 10 ouens 'n opdrag gegee. Die Bybel sê eintlik al 10 het genesing beleef. Maar een het dankbaarheid erken. Een het besef dankbaarheid erken dat God my bron is. God is my bron, nie my dade nie, en hy het omgedraai, en it's amazing dat dit beteken dat nie een Samaritaan het nie hierdie reis voltooi om na die priester toe te gaan nie. Hy het omgedraai en hy het besef, hy het genesing beleef. Inteendeel, hy het onmiddellik omgedraai en besef, ek moet teruggaan na die bron wat my eintlik genees het. Julle weet wat dit is om te draai? Ek weet. Jy weet, van julle is op pad iewers heen, ons draai baie keer om, as ons iets belangrik vergeet by die huis, is dit nie so nie, dan draai jy gou om. Van julle, ek weet, ons het al hierdie gehoor, jy draai vinnig om en besef, ek het my kind by die skool vergeet. Jy weet, dit gebeur. Van julle voel partykeer so skuldig, dan sien jy 'n winkelsentrum en dan loop jy en dan sien jy, daar kom Koos, ek skuld hom iets, dan draai jy vinnig om, jy maak 'n plan. Van julle is in die winkelsentrum en dan koop jy moet net melk gaan koop en dan is jy daar in die winkel en op pad melk toe, dan sien jy vir Sunny en dan besef jy, jassie, dan staan jy sommer hier en besef jy, ek soek doeke, maar jy het nie kleinkinders nie. Van julle wat is soos ek groot geword daar in Boksburg, daar was 'n tyd in my lewe wat ek sonder 'n bestuurslisensie bestuur het. Ek het ver uitgekyk en as ek sien daar's iemand wat lyk soos 'n bose gees, hulle sê mos, hulle spring agter die bos uit. Jy weet, as dit lyk soos 'n polisieman dan vat ek sommer onmiddellik, dan draai ek om. So julle weet waarvan praat ek wanneer ek sê, jy het onmiddellik omgedraai, daai bewussyn besef, hierso moet ek 'n plan maak. Ek kan nie verder met hierdie lewe aan. Ek moet omdraai. Jy sien, terwyl die ander 9 voortgegaan het, om die gebruik van hulle wet te volg, deur die priester te gaan bewys en die ondersoek van die priester te kry, het hierdie een man teruggegaan na die hoëpriester toe, Jesus Christus. Hy het gesê, ek gaan terug na hom toe, ek gaan nie na die aardse priester toe nie. Dit is so belangrik, hier is so betekenisvol dat die 9 het die letter van die wet gehoorsaam, maar hulle het na die aardse priester toe gegaan, maar hierdie een persoon sê, ek gaan nie die letter van die wet gehoorsaam nie, ek gaan my gelooflewe insit in hierdie een wat my genees het, my dankbaarheid teenoor hom toon, want eintlik is hy gekom om hierdie wet te kom vervul. Hy is die een, die woord wat vlees geword het, onder ons kom woon en ek gaan na die bron toe. Wat vir dit vir my kom doen het. En hy stap terug en hy gaan onmiddellik. En hy gaan sê vir Jesus, ek sê, ja, dankie. Want jy moet verstaan, elke goeie gawe kom van bo af. Baie mense hou op by die waardering vir hulle genesing, of die waardering vir die seën wat Jesus vir hulle gegee het. Maar geestelike dankbaarheid gaan verder as dit. Dit gaan oor
dat jy besef, dit gaan verby net dit wat ek kry, maar dit begin oorspoel na aanbidding toe, om hom te eer, die bron van my lewe. Maar hoor wat sê hoofstuk 18, ek wil met hierdie begin klaarmaak, hoofstuk of vers 18, sê die volgende. Jesus vra hierdie, was daar niemand onder hulle te finde, wat omgedraai het om God te verheerlik, behalwe hierdie vreemdeling nie? Behalwe hierdie ou. Ons ken al hierdie godsdienstige mense, hierdie mense wat God ken, maar wat van hierdie ou? Is dit die enigste ou wat omgedraai het? En dan sê dit, en hy sê vir hom, staan op en gaan. Jou geloof het jou gered. Dis 'n amazing gedeelte wat hier begin, die gedeelte wat hierna verwys word in die Nuwe Testament. Dikwels word dit gebruik wanneer Jesus iemand opwek en vir hom sê, staan op. Dan sê hy eintlik, ek roep jou op in hierdie nuwe lewe, gaan. Hier begin 'n opstandingsbetekenis, 'n opstandingstaal wat ons begin praat. Hy sê, staan op, die simbool van 'n nuwe lewe wat begin. En Jesus sê vir hom, staan op in jou nuwe lewe. Nou gaan jy in geloof. En hy sê eintlik, ek gaan jou nie net genees op grond van jou fisiese nie. Hy sê eintlik, en hy gebruik die woord sozo, wat beteken, jy is gered. Hy sê, volledige redding en herstel, liggaam, siel en gees. En Jesus sê, gaan. Gaan dat jy het in volheid jou genesing beleef. Nou gaan jy en jy eintlik gaan verklaar wat ek vir jou gedoen het. Gaan. Want as die hoëpriester jou verklaar dat jy rein is en sê staan op in jou nuwe lewe, gaan. Dan gaan getuig jy van dit wat hy gedoen het in jou lewe. Dan stap jy daar weg met dankbaarheid, want ek is nie net genees fisies nie. Van vir die ander 9 het fisiese genesing beleef. Dis hoe ons is so opgewonde, kyk hoe lyk ek. Ek moet net die boksie tik, ek gaan na die priester toe, ek is opgewonde. En priester, kan jy nou hierdie ritueel doen? Kan jy vir my sê, is ek reg om weer te braai en te kuier, is ek reg? Maar een ou sê, voordat ek enige iets wil doen, voordat my lewe weer terugkeer na normaal toe, voordat my lewe weer terugkeer na, die Here het vir my deurgekom, ek het hierdie promosie gekry, ek het hierdie, al hierdie goed wat my teruggehou het, voordat ek nou net aangaan met dit. Kom, ek gaan net terug na hom toe, wat vir my die pad oopgebreek het. En baie keer in hy situasie, wanneer God vir ons iets great gedoen het, dan blur ons lyne partykeer. Want ons gaan nie terug na hom toe nie. Ons gaan aan met ons lewe. Corrie ten Boom het hierdie gesê. Hy skryf oor hierdie, hy sê, in prison in a concentration camp, I thank God for the fleas. Only later discovered that those fleas kept guards away, allowing them to hold Bible study. You see, because gratitude sees us, let us see from God's perspective. Ek moet net besef, daar is soveel meer wat hy vir my gedoen het, meer as 2000 jaar terug. Dit wat hy gedoen het aan die kruis, en ons kom nou uit daai reeks wat ons praat oor sanctification, en hoe hy my help om te leef, hoe hy my lei om te leef, wat ek moet veronderstel is om te leef, en hy kom herstel geestelike redding, en hy versoen my met God, my hoëpriester. Innerlike heelheid, vrede, vreugde en herstel van verhouding, my hoëpriester. Volledige vernuwing, liggaam, siel en in geloof, my hoëpriester. Sê, dis wat ek vir jou kom doen. Alhoewel hierdie 9 genesing ontvang het een volheid, heelheid ontvang van dankbaarheid, herstel verhoudinge en het herstel heelheid in Jesus Christus en ons verhouding met God die Vader. En ek wonder of jy besef vandag dat
Wanneer ons dink aan die nagmaaltafel wat hier voor ons voorberei het, wanneer ons die nagmaaltafel gebruik, kom ons weer terug en dit kom herinner ons aan wat hy vir ons gedoen het. Wanneer ons hierdie brood en hierdie druiwesap gebruik, dan herinner dit ons om te besef, ek kom weer terug. Ek kom bely my lewe weer om te kan sê, Here, dankie dat U ver meer gedoen het as wat ek dink of vra. Dankie Here vir dit wat U gedoen het. U het nie net my kom genees van die kwale of die siekte wat ek het nie, maar U die kwaliteit van my lewe kom hernie. Here, U het nie net my 'n deurbraak gegee in my finansies of my werk of my besigheid nie, maar Here, U het my die kapasiteit gegee. Die Engels sê om 'n wholeness lewe te kan leef. Dat ek dit sal besef van elke tree van my lewe. Want jy moet verstaan vandag, genesing verander jou omstandighede. Maar heelheid verander jou hart. En dalk moet ons vandag besef, wanneer ons in 'n dankbaarheidsreeks is, Here, elke ding waardeur ek gaan, elke deurbraak, elke genesing, elke verhouding wat herstel is, of dit my huwelik is, of my kinders, of werksverhouding, ek begin by dankbaarheid. En by niks anders nie. Only one received wholeness, because he returned to be restored, to be renewed, and to be redeemed, because he came back to the real priest, the real high priest, Jesus Christus, ons hoëpriester. Wil jy nie vanoggend in 'n simbolieke manier net sê, Here, ek kom vandag terug om vir U dankie te kom sê wanneer ek hierdie nagmaal elemente opneem, hierdie brood en hierdie druiwesap vat, dat ek sal stil raak in my persoonlike lewe, because you have to turn around. En mag dit onmiddellik wees, Here, vandag draai ek om. U het soveel goed vir my gedoen en ek hou maar net aan, ek gaan maar net aan met my lewe. Maar vandag kom ek in 'n dankbare hart. En as ek hierdie elemente gebruik, is dit om hom eer te gee vir wat hy vir my en deur my en in my gaan doen. Amen. Kan ek jou uitnooi? Hier's nogmaal elemente, hier's tafels reg oor die auditorium, dat jy soontoe sal gaan en sê, ek gaan vat hierdie brood, want ek is daai een wat teruggekom het. Kom ons gebruik ons nogmaal.